Hartlike goeiemôre, good morning. Daar sy, nou ja, as jy gedink het, jy is wakker, wag tot jy hoor wat vandag alles op die spyskaart is, want daar is 'n groot verskeidenheid. Net lekker om te weet, ons minister van sport staan ook hier, minister van sport. Dan ons begin nogal oggendpraatjies met sport volgende. Wel, okay, maar voor ons by die oggendpraatjies kom, ons ontdek saam met Sheshni, waar is ek nou wat? Please. Daar sy. I'm too sexy for my... Ons begin weer. Ons ontdek saam met Sheshni Naidu van Just Be Studios hoe klankterapie kan help om liggaam en gees weer te sinkroniseer. Ons gesels ook oor die wêreldkampioenskap vir jaggeweerskiet en die groei van die sport saam met Denny Taljaard. Morney Visser kuier by ons om meer te vertel oor die bekroonde Suid-Afrikaanse rolprent The Trek en ons sluit die program af op 'n hoogtepunt saam met die Mzansi Youth Choir wat gesels oor hulle nuwe produksie Mzansi Unbound. Dit gaan lekker. Inderdaad, kan nie wag nie, maar ons begin nooit oggendpraatjies met sport nie, maar vanoggend is dit iets anders. Die Indiese bokser Yasmin Lamboria is vasbeslote om wanneer sy in Glasgow te verskyn by die Statebond spele, dan gaan sy probeer om haar bronsmedalje van die vorige een te verruil vir goud. Op 24-jarige ouderdom is Lamboria reeds 'n krag om die rekening te hou. Sy het 'n skitterende 2025 agter die rug, waarin sy 2 wêreldbeker goue medaljes gewen het, voordat sy die wêreldtitel in die 57 kg afdeling in Liverpool ingepalem het. Maar Lamboria is meer as net 'n kampioen. Sy is ook 'n baanbreker. In 2022 het sy geskiedenis gemaak as die eerste vroulike bokser wat by die Indiese weermag aangesluit het. Sy oefen tans as deel van die weermag se Mission Olympics program en sê dit is vir haar 'n groot eer om jong meisies te inspireer om die sport aan te pak. Hoewel haar Olimpiese debuut in Parys met 'n vroeë nederlaag geëindig het, sê sy daardie teleurstelling het haar egter net sterker gemaak. Sy skryf haar huidige sukses toe aan haar afrigters, 'n sportsielkundige en die onwrikbare ondersteuning van die weermag. Boks loop ook diep in haar bloed. Lamboria kom van Bewana, 'n stad wat as Indië se mini-Cuba bekend staan weens sy ryk bokstradisie. Haar oupa grootjie Hawa Singh was self 'n legendariese bokspionier en 'n tweemalige goudwenner by die Asiatiese spele. Interessant genoeg het sy ook inspirasie uit 'n ander sportsoort. Sy sê sy probeer die kalmte van die voormalige cricketkaptein van Indië, MS Dhoni, navolg elke keer wanneer sy in die kruit inklim. Dis 'n baie mooi storie en haar neefie Amazing het gesê, dis regtig 'n amazing storie. Verbasend. Ja, Amazing. Amazing. Hier's 'n interessante ding vir jou. Dink julle twee dat as jy gefaal het met iets en jy leer iets daai, dat dit jou sterker maak? Ek glo so, ja. Ja. En Ja, ek dink dit moet 'n konstante proses wees, want ek dink dit is al hoe 'n mens groei ook in die lewe. Korrek. Jy weet? Ek dink dit begin by, jy begin met die gedagte om dit te wil doen en jy sê vir jouself, ek wil die hoogste sport bereik, maar jy moet weet jy gaan mos, ek dink is dit nie maar net soos wat 'n ou lewe in die lewe lewenslesse en goeders leer nie. Jy gaan val, maar jy moet dit gebruik tot voordeel van jouself en van die sport of whatever jy as 'n einddoel in sig het om jou sterker te maak. Ek sê altyd, die wat my kritiseer en my Sondag probeer steel, keep it coming, want dit inspireer my en dit laat my leer. Dis korrek. Hier's 'n interessante vraag daarbey saam. As mens nou mooi daaroor gaan dink, die geestelike voorbereiding wat mens doen. Ek weet, ek byvoorbeeld, ek begin al kyk na wat ons doen die dag van tevore en dan dink ek, wat gaan ek hier sê, wat gaan ek daar? En so manipuleer jy jou brein om reg te kom. Hoe werk julle daaraan aan die geestelike voorbereiding? Ek meen hierdie is nou nie eers, hierdie is nie 'n bokswedstryd nie, maar dis dieselfde tipe van voorbereiding. Ag, weet jy Arnold, ek sit maar in die oggende dan huil ek so 'n bietjie op my voete en van my bed. Dan staan ek op, gaan maak vir my 'n koppie koffie en dan kom ek hier. Nee, ek maak sommer 'n grap. Ek dink dit is presies soos wat jy sê. Ek dink voorbereiding vir enigiets in die lewe is so belangrik en ek dink 'n mens moet dit ook nie onderskat nie, want ek dink mense kan dadelik agterkom. Jy weet wanneer dit nie gebeur nie. Maar dit is ek dink dit is ook 'n kopskuif na aanleiding van hoe jy te werk gaan in die lewe. En ek dink sommige dinge of sommige dae gaan dalk 'n bietjie moeiliker wees as ander dae, maar ek dink dit is nodig want ek dink soos wat Pieter ook nou gesê het, wanneer 'n mens dalk soms so net so effens misluk met iets, dan leer jy dalk ook meer uit die proses as wanneer dinge net seepglad verloop. Ja, is so.
En nou ek dit die volgende keer beter gaan doen. Jy weet, dis soos die ronde golf wat Annie nou die dag verloor het. Ek moes baie daaruit leer. Ja? O, ons het nog nie saam golf gespeel nie. Nee, ek kan nie eers daai liedjie vertel nie. Ek kom van fourways af, dus is my golf fourways. Always. Maar ek het 'n Dunlop game. Ken jy 'n Dunlop game? Dunlop aan die kant van die fairway, Dunlop aan daai kant van die fairway. Luister, Grappies. het jy al ooit aan 'n eetkompetisie of so deelgeneem? Kyk hoeveel pannekoeke of hoeveel goed jy kan eet en so nog nooit. Nee. Gelukkig nie. Hoor gou hierdie 'n baie lekker storie. Pieter Snyders van Johannesburg het onlangs gewys dat sy liefde vir hamburgers geen grense ken nie. Hy het almal se monde laat oophang by 'n burger eetkompetisie in Kaapstad deur 8 hamburgers in net 10 minute te verorber. Die kompetisie het Saterdag by die Time Out Market in die WNA Waterfront plaasgevind en die reëls was streng. Jy moes elke burger heeltemal klaar maak voordat jy aan die volgende een kon raak. Ek wil nie sê smil nie, maar geen neersit of lyn sny en fyn sny en allerlei sulke dingetjies nie. Snyders het vooraf by die huis geoefen en kon reeds 7 burgers baas raak. Maar op die aand van die kompetisie het hy sy eie rekord verbeter en hy het boonop vroeër die aand ook die prys gewen vir die vinnigste tyd om 'n enkele burger te eet. Dit beteken hy het aan die einde van die aand altesaam 9 hamburgers agter die blad gehad. Volgens Snyders was dit 'n taai stryd, veral teen een van sy teenstanders wat sowat 2 meter lank was. Die twee was verlang kop aan kop, maar Snyders het uiteindelik met 1 ekstra burger die oorwinning beklink en met 'n prysgeld van R5000 weggestap. Daarna, volgens oorlewering, het hy sy familie gestiek vir 'n burger. Het hy nog een gehad? Weet jy maar. Ek wil net sê, jy kry mos nou verskillende burgertjies. Party ouens sal met so 'n kompetisie, jy daai groot souserige burger sit, anders sal daai kleintjies soos wat ons maar van die kettingwinkels en goeders ken, net so ou kleintjies sit. As dit kleintjie was, sou ek nog kans sien, maar as dit die groot is wat nou Nee. properly made is en goed, dink net hoe voel jy na 2 burgers? Ek dink net altyd met so iets, jy vergeet wat jy eet. Jy prop net in. Met ander woorde, dit het nie smaak nie. Een van die wonderlike dinge vir my van eet is juis wat jy in jou mond proe en hoe lekker dit saam met ander dinge gaan. So jy mis daai ding heeltemal, dink ek. So, Els is stil. ja, wat ek wil nou Sy juist is vir jou ontvat. vra. Nee, glad nie. Hoe gaan ons glad nie? Maar as daar miskien iets is, jy weet wat julle dink julle goed in sou vaar as ek dit so kan stel. Ja. Iets anders as hamburgers, wat sou dit wees wat julle so een vir een kon inrig en dalk kon wen? Nee, ek weet nie. Pretzels en bier. Ja, maar dit gaan 'n lang kompetisie moet wees, nie 'n 10 minute nie, want Ja, dan nee, jy dink nee, hy kou niks na 'n burger nie, want as jy 8 burgers in 10 minute, wat's dit so 'n minuut en 'n bietjie Ja, per burger. per burger. Nee, Dis baie min mense. tyd. Maar dankie, jy laat vir my nou dink aan daai Ek enetjie sou wat ons sê kan. sjokolademousse. O, is dit? Ja, Ja, Of sjokolade tiramisu. Dit kan ek nogal insien. Ek sou wen. Ek wil 'n sou bietjie gaan verseker kyk op wen. Guinness World Records, wat is daar of Suid-Afrikaanse rekords vir. Maar ons het mos nou al vroeër springkane en goed geëet. Kan ons nie so ietsie probeer nie? En onthou jy, ek dink was dit met die eerste episode wat jy 'n klomp marshmallows Ja, O, korrek. vir Ja, so ja. weggesteek het in jou mond? Kan jy onthou Dit nie? is Bugs Bunny gelyk. Ja. Ja, the Roadrunner, here we go. Baie interessante storie. Ek wonder net nog steeds of R5000 genoeg sou wees vir my om al daardie hamburgers te verorber. Maar nou ja, bly julle net waar julle is. Ons het 'n opwindende en 'n baie lekker propvol program vir julle met heerlike musieke en al daai lekker goedjies. Ek kan ook nie wag om 'n bietjie meer uit te vind oor daai nuwe rolprent The Trek nie. Kry vir jou nog 'n vars koppie koffie. Ons is net nou weer terug. Ons gaan net gou 'n draai by die winkels maak. Spreekwoordelik. Dan kan ons verder hier by Goeiemôre, good morning.